Hallelujah. Thank you, Lord. Goeiemôre my dierbare boetas en sissas. Kom ons doen net 'n kort gebed. Thank you, Lord. Here, ek bid dat ek minder sal word en U meer. Ek inklusief. Here, seën ons vandag. Maak ons harte ontvanklik vir wat U wil sê. Amen. Ek wil graag 'n paar oomblikke vir stil gebed gee. Die Here het op my hart gelê om aan julle spiritually soaked praises te openbaar wat mens kan oorpyns en wat mens rig en stig in jou lewenswandel. So kom ons gee 'n paar oomblikke vir stil gebed en dan ek so 'n paar wat ek baie graag met u wil deel. Stil gebed. Die eerste een wat ek mee wil begin is forgiveness. En hoor net wat dit sê. Forgiveness opened the gate to a pathway of healing. Vergifnis maak die pad oop vir genesing. Die tweede een. Wees jy die rede en invloedmaker waarom iemand glo God is goed. En as jy hulle verlaat, laat jy die aroma van God. Laat die aroma as jy hulle verlaat, dat hulle geestelik kan proe en kan ruik dat God goed is. En dis my die kruks. Hy is nie net God nie, hy is die lewende God. If you had a setback, don't give up. Don't take a setback, a step back, because He is preparing and planning your comeback. With God in you, your comeback will be greater than your setback. En in hierdie lydenstyd, wat ek vanoggend in my nagwaak oor gepyns het, wil ek graag die volgende wat ek geskryf het vir julle lees. Lydenstyd, God se seun se weersinwekkende kruisdood aan die vloekhout. Vandag in jou hart en gedagtes, dink aan Jesus se weersinwekkende kruising. Dit was nie 'n teregstelling nie, nee, dit was 'n slagting van God se sondelose seun, wat selfs in 'n oomblik van God en mens verlate was. Die ongelooflike is, hy is besig om aan die kruis te bloei vir jou en my. En selfs daarin reageer hy met onuitspreeklike genade, met ongelooflike vergifnis vir my en jou, om ons te red en ons gered te hou. O, ons dien so 'n groot God. Die goed laat 'n ou so dink en pyns. Remember, always keep close to the shepherd, because the evil one is scared of the shepherd, but not scared of his sheep. O, hierdie hoor net, is dit nie so typerend van ons lewe daar buite, en dis hoekom ons so 'n ongelooflike passie moet hê vir die verlorenes. Some Christians walk around with a heart full of scripture and a mouth full of hatred. Do not tell me what love is and what you believe,
Show me how you treat others, and I will tell you what you believe in. Hoe behandel jy jou naaste? All Jesus asks us is that we would follow him, love like he loved, love the outcast, love the lost, welcome the stranger, feed the hungry, heal the sick, free the captives and the oppressed. As the hymn says, they will know we are Christians, his disciples, by the way we love one another. We have to get back to that. Amen. Ons hou vas aan Tot die ek naam. jou weer kan vashou, Hou vas in die naam van Jesus vanoggend. Die naam bo elke naam. Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie oggend. Ons prys U vir hierdie oggend. Dankie dat U ons geplaas het in hierdie stad. Die geboortestad van 'n nuwe begin. 'n Geboortestad vir Afrika wat U dit geroep het. U het Bloemfontein geroep as 'n stad wat geboorte gee. En dankie daar is seisoene in ons lewe en dankie vir die seisoene waarvoor U ons geroep het nou. Heilige Gees, ek bid dat U hierdie oggend sal lei. Ek lê myself neer, gees, siel en liggaam in elke boeta wat U is vanoggend. Ons sterf dat Jesus deur ons kan leef en deur ons kan manifesteer en deur ons kan praat. Ons prys en ons loof U vir wat U wil doen vanoggend en ons eer U naam, the name above every other name, Yeshua HaMashiach. Thank you Lord. Amen and amen. Wanneer ons kan sit. Ek wil eers met julle net deel oor ons huidige toestand in die wêreld en wat gebeur en waarheen ons op pad is. En as jy nie kan sien daar's geboortepyne nie, selfs 'n ongelowige kan sien in die tye waarin ons leef. En ek bid dat die Heilige Gees ons geestesoë so sal oopmaak en daai veil, daai sluier sal lig. Want as jou oë versluier is, gaan jy niks sien nie. As daar 'n godsdienstsluier oor jou oë getrek is, gaan jy nie Jesus se kom sien nie. Ons gaan hom nie herken nie, ons gaan nie sien waarmee hy nou besig is nie. Dis hoekom hy het ons jare terug geroep in 'n eindtyd profetiese bediening. En soos wat die tyd aangaan, het hy ons nog dieper geroep. Selfs op plekke wat ons nie bewus is en nie kan glo, waarin ons nou besig is om in te gaan van hierdie altaar en van hierdie huis af nie. En ek gee dit net al die eer aan Jesus en vir manne voor ons wat getrou was, wat saam met ons die pad geloop het. As ek vir Dries sien vanoggend wat ons kom besoek, dan dink ek aan hom Gideon, sy pa, met wie ons 'n besondere verhouding gehad het, wat geloop het. En in die laaste week, ek deel gisteraand met Andrei en met Barend, 'n woord wat die Heilige Gees deur iemand vir ons kom gee 2 dae terug. En as die Heilige Gees ons toelaat, wil ek net so 'n skreefie oopmaak van dit, laat julle dit ervaar. En ek sien in hierdie woord wat 'n persoon eergister kom neersit het. Sien ek om Gideon voor my, so ek sien hom so my geestesoog. En ek sien net hoe begin hy te ween as hy hierdie woord ontvang. Want dis een van die diepste openbarings wat ek seker nog in die woord ontvang het. Maar voordat ek daarna toe gaan, laat ek net eers op die huidige fokus. Verlede week het ons, julle wat weet van feesdae en wanneer sekere feesdae gebeur, in die Afrikaanse kultuur ken ons mos maar net
Pinkster en of Paasfees en Pinkster. Dis mos maar die enigste feeste wat ons vier. Nou daar's meer as net daai 2 feeste, maar ek wil julle net vertel van daar's in Ester 9 is daar gedeelte wat die Joodse volk bedreig word. En daar is 'n man met die naam van Haman, as jy Ester gaan lees, ek dink is 9 of 10 hoofstukke, dan lees jy en Haman het gekom en hy wou die Jode uitwis in daai provinsie. En Ester het ingegaan as 'n Jodin onder haar ek wil amper sê haar stiefpa of haar aangenome pa of haar oupa Mordegai, en hy het haar groot gemaak. En in 'n tyd wat hierdie koning 'n nuwe koningin op soek was na 'n nuwe koningin, in 'n tyd soos daardie het Ester na vore getree. En daar was klomp meisies in daai tyd wat gereed gemaak het om nou deel te wees van hierdie koning as sy bruid aangeneem te word. En die uiteinde is dat Ester het ingegaan en die koning het haar gekies. Ahasveros. En ons sien hy was koning oor 126 provinsies en sy moes instaan vir die Joodse volk in 'n tyd wat daar totale uitwissing sal wees op die aarde. En in daai tyd wat daar uitwissing sal wees, het Ester ingegaan in die koning se paleis in, terwyl daar 'n banket was. En die woord sê hy het sy scepter uitgesteek. En as hy die scepter uitsteek, die koning, dan het sy as die koningin 'n geleentheid gehad om te vra eintlik wat op haar hart is. En haar begeerte was toe dat die Jode wat in daai provinsie is, nie doodgemaak moet word nie. En vandag word dit gevier tot vandag toe. Vir die laaste 2.500 jaar plus word dit gevier as die fees van Purim, waar God die Joodse volk nie uitgewis het nie. Want jy sien, hierdie God wat ons dien is 'n verbondsgod. Hy's 'n covenant God. En as hy 'n verbond met jou gesluit het en gesê het jou naam sal nie verdwyn van hierdie aarde af nie, dan sien ons nasies het gekom en gaan, maar God se volk en hulle naam staan vir ewig. En op die vooraand van hierdie fees van Purim gebeur dit so dat Iran, en kom ek verduidelik julle net so, dat Iran is die moderne naam van vandag. Soos wat Polokwane die moderne naam is, en die jong mense ken Polokwane, maar as ons vir 'n jong seentjie moet vra, waar is Pietersburg, dan gaan hy nie weet waar Pietersburg is nie. So is Iran se profetiese naam is Persia, en voor Persia was daar 'n ander naam in die naam van Elam. So as jy hoor Elam, is dit Persia, Persië. En as jy hoor Persië, is dit Iran. So net om vir julle konteks te gee waar dit vandaan kom. Nou voor ek daarna toe gaan, in Johannes 14, in John 14, there's a verse. Nou ek gaan hom net eers vir julle in Afrikaans lees, en dan gaan ek hom in Engels lees, dat ons partykeer druk die Engels homself net beter uit. En hy sê vir ons in Afrikaans, Johannes 14 vers 29, sê die woord van God, en nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. So dit is 'n teken van Bybelprofesie. Jesus kom, hy sê, en nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, dat sodat julle kan glo
wanneer dit gebeur. So in Sagaria vers 9 vers 9 is daar byvoorbeeld, dan kry jy 'n profesie wat in vervulling gaan. Ek wil net iets verduidelik van profesie. Jy kry 'n profesie wat in vervulling gaan, en dan gaan hy een keer in vervulling, soos in Sagaria 9 vers 9, Zechariah 9 verse 9, there's a prophecy that says, "Rejoice, O daughter of Zion, O daughter of Jerusalem, thy king cometh unto you, he is just, and having salvation, lowly, riding upon an donkey or an ass, and upon a colt, the foal of an ass." So ons sien hierdie skrif het in vervulling gegaan. Sagaria skryf dit 2600 jaar terug. 600 jaar later ry Jesus Jerusalem binne, en hierdie skrif gaan in vervulling. So hierdie profesie het een keer in vervulling gegaan en nie weer nie. Dan kry ons profesie wat in vervulling gaan, wat naby profesie is en ver profesie is. So die profesie gaan een keer in vervulling, en dan gaan hy weer in die laaste dae weer in vervulling. Nou so profesie is oor Iran uitgespreek van vandag, en jy lees dit in Jeremia 49. Ek gaan van 'n vers, Jeremiah 49, this 34, and hy sê daar, "And the word of the Lord came to Jeremiah the prophet against Elam." Sien julle daai woordjie Elam? Elam beteken Iran vandag. Hierdie profesie is geskryf deur die profeet Jeremia meer as 2600 jaar gelede. Against Elam in the beginning of the reign of Zedekiah, the king of Judah. So Zedekiah of Hiskia was 'n koning in Juda. Dit het hierdie profesie het daardie tyd in vervulling gegaan. En hy sê, "Thus saith the Lord of the host, behold, I will break the bow of Elam, the chief of their might, and upon Elam I will bring the four winds from the four quarters of the heaven, and I will scatter them towards all those winds, and there shall be no nation whither the outcast of Elam shall not come. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies, and before them that seek their life. I will bring evil upon them, even my fierce anger, says the Lord. I will send the sword after them, until I consume them. I will set my throne in the midst of Elam, and I will destroy them. I will destroy from thence the king and the prince, says the Lord. But it shall come to pass in the latter days that I will bring against the captivity of Elam, saith the Lord. Nou om al hierdie saam te vat, Zedekiah was 'n koning gewees in daai tyd. En God het ingetree en hy het die boog oor Elam gebreek in daardie tyd. Dit het een keer gebeur, maar wat hierdie profesie nie gedoen het nie, in vers 36, and upon Elam I will bring the four winds of the four corners of the heaven, and I will scatter them towards all those winds, and there shall be no nation whither I will not cast them out. En ons sien in Februarie 1979 kom daar 'n nuwe heerser in Iran aan bewind, die Ayatollah. En in die tyd wat hy aan bewind kom, vlug meer as 1 miljoen Iranians, Iranese, meer as 1 miljoen van hulle, vlug
onder die bewind van hierdie diktator wat daar staan, wat net boosheid in hom het. En hulle vlug en hulle word uitgedryf na die 4 uithoeke toe van die wêreld. En soos wat hulle uitgedryf word, nou moet ons besef, hierdie profesie het al in vervulling gegaan, dis 'n naby vervulling. Maar ons wag vir 'n later vervulling. So daar's sekere profesieë dat voor Jesus terugkeer, wat in vervulling gaan. En miskien kan ek dit net hier neerskryf vir julle. So die profesieë wat ons moet dophou, of wat gebeur het, een is Psalm 83. So Psalm 83 is 'n profesie. As ek sê profesie, dan praat ek van laaste dae profesie wat in ons tyd voor ons gebeur. So voordat ek by Psalm 83 kom, weet baie van die manne wat hier is, weet dat 14 Mei 1948 was 'n groot baken van 'n profesie wat in vervulling gegaan het, wat God gesê het, hy het gesê vir Israel, I will scatter you among the nations. Hy het vir Israel gesê, ek gaan vir julle verstrooi oor die nasies. En dan kom daar 'n later profesie wat sê, and I will bring you back. Nou, God het Israel is verstrooi in 70 na Christus, maar dit het gebeur al, dat van die huis het al in verdeeldheid gekom, die huis van Israel is al 2.500 jaar verstrooi onder die nasies, en toe die tempel afgebreek is in 70 na Christus, toe is die Joodse ryk versprei oor die wêreld, na al die streke toe. En in 14 Mei 1948 gaan die woord van Jesaja wat sê, can a nation be born in one day? Gaan daai woord in vervulling en verklaar die United Nations Israel weer as 'n soewereine staat. En dit verander Bybelprofesie vir altyd. Alles word rondom, die God se horlosie werk rondom Jerusalem. Maak nie saak nie. Werk nie rondom Hong Kong nie, het werk nie rondom die Big Ben, Greenwich nie. God het een horlosie, een tyd, en dis Israel, is sy volk, en ons moet kyk na Israel en na Jerusalem, wat in Bybelprofesie gebruik. En alhoewel jy 'n fisiese Israel kry, en ons die geestelike Israel is, moet ons kyk wat met fisiese Israel gebeur. In the latter days. So, nou sien ons dat in Psalm 83, miskien moet ek net 'n gedeelte vir julle, dan gaan ons hierdie prentjie van Iran en wat nou gebeur, gaan ons baie mooi verstaan. In Psalm 83 kom Asaf, wat 'n seer is, hy sê, they take crafty counsel against your people and consulted against your hidden ones. Come and cut them off of being a nation. Ons weet, come and cut them off of being a nation. Ons weet dat die Ayatollah het vir jare nou gesê, dat Israel, hy het gepraat van Little Satan en Big Satan. Dan praat hy van Amerika en dan praat hy van Israel. En hy het gesê, hy sê, Israel must be wiped off the face of the earth. So hy staan in lyn teen God se woord, want God se woord en God se verbond is vir ewig. En in Psalm 83 konsult hy dan met hierdie nasies, and the tabernacles of Edom, the Ishmaelites, Moab, en as jy al hierdie nasies gaan kyk, is dit die binnekring nasies rondom Israel. So as ons sien wat 'n nasie is onlangs nou ek wil amper gesê weggedryf uit na wat naby bure van Israel was. Dan sien ons Hamas, julle het gesien wat het aan Hamas gebeur, en julle het gesien wat gebeur in Gaza. Die woord sê in Obadiah, en
Hy sê, die profesie sê in Obadiah, hy sê, and Gaza shall be a ruinous hoop. Hy sal 'n pynhoop wees. As jy nou 'n foto kry van Gaza, dan sien jy daar's niks nie. Hy's plat gevee. So God se woord is, hy sê ek vee hom plat, dan vee hy hom plat. Nie halfpad nie. As hy sê hy vee hom weg van die aarde af, dan vee hy hom weg van die aarde af. As hy sê Gaza shall be no more, dan gebeur dit. Ek en jy, ons kan op ons kop staan en jy kan doen wat jy wil. God se woord staan vir ewig. Psalm 83 sien ons begin in vervulling gaan. En die volgende profesie wat net daarna wat nou in vervulling gegaan het, is hierdie een in Jeremia 49 wat ek vir julle lees. Maar ek wil terugkom na Jeremiah 49 toe. Dan wil ek vir julle wys. Vers 36. And Elam will bring from and upon Elam I will bring them from the four winds of the quarters of heaven, and I will scatter them to all those winds. So ons sien toe die Ayatollah aan bewind kom, nooit was Iran nog geskatter na die vier hoeke toe nie. In 1979 begin dit gebeur. En ons sien hierdie diktator kom aan bewind, en onder hierdie boosheid, nou waar kom hierdie diktator vandaan? Is hy nou sien ons wat verlede week gebeur het. Dan wil ek teruggaan en ek wil vir julle lees in Daniël 10, wat hy sê, en Daniël het hierdie visie gekry, en dan kom hy met die volgende, onthou nou dat Persia en Elam are the same. En die rede hoekom ek vanoggend hierdie profesie vir julle lees en dit duidelik maak vir julle, want Bybelprofesie word nie gepredik in gemeentes baie nie, baie min. Bybelprofesie is baie skaars, en al hoe jy jou kan voorberei vir Jesus se koms, 'n gedeelte daarvan, en om sy koms lief te hê, is om te sien wat in Bybelprofesie aangaan. Te weet, ons is die generasie uit 6000 jaar wat hy gekies het om te leef en te aanskou in hierdie tyd. Maar nie net te leef en te aanskou nie, wat gaan ek en jy daaromtrent doen? Want die tyd gaan uit, die tyd hardloop uit, en ons sien dit met ons eie oë, en hoe meer ons dit sien in sosiale media, jy kan nie meer iets wegsteek, as jy iets praat hier in sosiale media, is 'n bomval in Iran nou, is hy onmiddellik kan jy dit live sien, enige plek in die wêreld wat nou daar gebeur. Jy kan in die Withuis sien, dan sien hulle hoe vlieg hulle, en hoe lanseer hulle die bomme, daai B-52's, of wat ook al, alles kan ons sien. Maar nou sien ons, waar kom hierdie diktator vandaan? Onthou, dis Elam, Persia of Iran, dis die 3 name. En ons sien dat in Daniël se tyd, in Daniël 10 vers 12 wil ek vir julle lees. Then said he unto me, fear not, Daniel, from the first day you set your heart to understand, and chasten yourself before your God. Your words were heard, and I am come for your words. Ons sien Daniël sit 70 jaar in Babylon, en hy wil terugbeweeg. Hy wil hê die Jode of Israel moet teruggaan Jerusalem toe. Maar God het 'n profesie deur Jeremia gegee en gesê, ek gaan die huis van Juda verstrooi, ek gaan hulle wegstuur Babylon toe. Vir hoe lank? 70 jaar. En Daniël weet, as hy in jaar 869 is, dan begin hy intercede en te bid, want die tyd is naby, wat God se woord in vervulling gaan. Jy sien, hy lees nie 'n nuusberig, of hy lees nie Facebook of social media wat gaan gebeur nie. Hy vat die woord van God, en hy sien wat die profeet Jeremia sê, en hy selfde woord van Jeremia, is dieselfde woord wat vandag vir ons geld. Dieselfde woord. En hy sê vir Daniël, and my words come before you, but nou wil ek vir julle lees, but the prince
of the kingdom of Persia withstood me 21 days, for 21 days, and Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Nou my vraag is die volgende: wie is hierdie prins of the kingdom of Persia wat vir Daniël teëgestaan het tot die engel Michael gekom het om te kom help? Nou as ons weet, daar's twee engele wat pertinent genoem word in die skrif. Die een is Gabriel. Hy is meer van 'n messenger angel wat boodskappe bring. En ons weet dat Michael is 'n engel van God wat waak oor Jerusalem en Israel. Hy is die engel oor Jerusalem. As Michael oor Jerusalem waak, wil ek vir julle sê, het Suid-Afrika 'n engel wat oor hom waak. Het Namibië 'n engel wat oor hom waak. Het Botswana 'n engel. Ja, elke land het 'n engel geplaas. Hierdie is 'n beginsel in die woord wat God vir ons kom wys. Daar's 'n engel wat waak oor Jerusalem en sy naam is Michael. En ons sien Daniël met die woord in vervulling bring, hy bid en hy wrestle. Hy sien 'n stoeigeveg nie, maar ek sien hierdie wrestle, hy's in die binnekamer, hy's besig met intersessie. En intersessie is daar geestelike oorlogvoering en vir 21 dae. En as ek nou ons kyk, kan party van ons kan nie 5 minute bid nie, dan is ons moeg, dan wil ons gaan sit. Hierdie profeet Daniël kom, as ek hom 'n profeet noem, want hy het hoeveel Bybelprofesie uitgebring. Vir 21 dae staan hy, en hy wrestle met hierdie principality. 'n Prins, jy kry dit in die boek van Efesiërs en Kolossense, en dan praat hy sê, you are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers in high places. And this principality is standing over Iran. Hy staan saam met Iran vandag. Daai principality is 'n engel, hy's 'n gees, jy kan hom nie doodmaak nie. So dieselfde Prince of Persia wat in die tyd van Daniël gestaan het, staan in 2026 oor die Ayatollah. So ons sien hierdie spiritual battle. Julle moet julleself visualiseer, wat ons nie met ons fisiese oë sien nie, maar die oorlog hierbo is baie groter as die oorlog wat hier baie groter. Ons kan dit nie vergelyk nie. En ons sien Michael kom in, en ons sien God laat toe. As God toelaat, en dan sê hy, I will break the bow of Elam. Jy sien, jy kan 'n arrow, wat is 'n arrow? Is 'n pyl. Jy kan 'n pyl breek. Dan vat die persoon, jy vat 'n volgende pyl en jy sit hom in die boog. Dan breek jy nog 'n pyl en vat jy nog 'n pyl en sit hom in die boog. Maar as God die boog breek, beteken dit, jy kan met die arrow niks doen nie. So 'n arrow sonder 'n bow beteken vir ons niks. En God kom, hy sê, hoe breek hy die bou of Iran? Kom hy ewe skielik deur die wolke en breek 'n boog daar, of wat doen hy om 'n boog te breek? Nou kom ek verduidelik julle hoe breek God 'n boog. Hy rig iemand op, against all odds, wat in 'n moment, in 'n twinkling of an eye, kan ek amper sê, beweeg hy sy kop 'n fraksie van 'n sekonde en sy oor word getref. Hy oorleef die sluipmoordaanval. En of jy nou van hom hou of nie, maar God gebruik hom. En hy roep 'n man met die naam van Donald Trump in die tyd. Hy sê, jy gaan my boog word. Jy gaan my arrow word wat hierdie boog gaan breek van Iran. Hy sê, en jy gaan jou magte instuur. En julle gaan daai boog breek in 'n nag.
En in een aand word die Ayatollah uitgehaal. En die boog word gebreek. So wat gebeur in Jeremiah 49:35? Ek vertrou julle saam met my, ons is op dieselfde bladsy. And upon Elam I will bring the four winds from the four quarters of heaven, I will scatter them. Hulle is in 79 geskatter, and there shall be no nation that whether the outcast of Elam that shall not come. For I will cause Elam to be dismayed before the enemies and before them that seek their life evil. And I will set, vers 38, nou sê God, hy sê, I will set my throne in Elam, and I will destroy them from be a king and the prince of the kingdom of the earth. Ons sien dat sedert 2020 wys statistieke dat die land in die wêreld wat die meeste Bible apps afgelaai het tot vandag toe is Iran. Dis so goed, jy het 'n diktator en jy het iemand wat Suid-Afrika beheer en Suid-Afrika word verdruk. Is almal in Suid-Afrika deel van daai verdruk? Is almal deel van daai diktatorskap? Nee. As jy besluit jy's 'n rooi baadjie of jy is 'n groen baadjie of wie ook al in hierdie land en jy hanteer nou, jy regeer nou met 'n ysterarm en jy sê daar mag nie meer gebid word in skole nie, die woord van God moet verdwyn uit skole. Dink jy almal voel so? Want daar's baie wedergebore kinders in hierdie land. Stem almal saam met wat die regering van vandag sê in Suid-Afrika? Nee. So dis presies wat in Iran gebeur. Vir jare en jare word hulle onderdruk. Dis nou, ek dink is 50 jaar. 79, 30, 40 jaar. Wat hulle onderdruk, 35 jaar wat die Ayatollah aan bewind was. En in 'n nag word hy uitgehaal. Nou my volgende vraag is, as die Ayatollah uitgehaal word, sê hy sê, I will set my throne there. Dit kan wees en dat in hierdie tyd, dat daar soos herlewing begin uitbreek in Iran. En as ek sê herlewing, praat ek van, daar's herlewing wat plaasvind, maar dis nie die einde van waar dit is nie. Daar moet nog veranderinge plaasvind. Hy sê, it shall come to pass in the latter days, that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. God sê, hierdie gaan in die laaste dae gebeur. Maar ons sien nou, hierdie is Jeremia 49, dan is daar 'n skrif, wat baie van praat, en dit lyk nie asof hierdie deel is van dit nie. Die ander skrifgedeelte wat belangrik is om te onthou, is Ezekiel 38 en 39. Baie mense ken die naam, maar hulle weet nie wat dit beteken, hulle ken nie dieper betekenis nie. Baie het al gehoor van die woord Gog en Magog, Gog en Magog, wat 'n titel en 'n prins is. Nou in Gog en Magog, wat hulle teen Israel gaan optrek, is daar 3 belangrike rolspelers. Die een is Turkye, die tweede een is Iran en die derde een is Rusland. Hulle gaan 'n koalisie vorm. En wat ek sien gebeur, hoekom lees ek vir julle Daniël 10? Want die volgende, this principality over Iran has not died. Die Ayatollah is dood, maar die principality is nog steeds daar. So daai principality gaan nou weer alles in sy mag doen om 'n volgende Ayatollah aan bewind te bring. Dit is hoe hulle werk. Dis hoe die geestelike oorlogvoering werk. So hierdie oorlog gaan plaasvind in die tydlyne waarvoor ons moet kyk. Ons sien hierdie is, hoekom sê ek dit vir julle vanoggend? Hierdie is van die laaste profeseë wat nou in vervulling moet gaan voor Jesus se koms. En ek sê altyd, 'n belangrike profesie om dop te hou is Jesaja 17, Isaiah 17, the burden of Damascus. Hy sê, behold, Damascus is taking away from being a city, it shall be a ruinous heap. Hy sê, in 'n aand, as jy hom deur gaan lees deur Isaiah 17, in 'n aand se tyd, die vorige dag is Damascus daar, die volgende oomblik, die volgende oggend,
is hy 'n ashoop. En al hoe dit kan gebeur, is met 'n nukleer. Dis die mees waarskynlikste hoe dit kan gebeur. Ons het nou gesien dat Iran het meer missiele afgevuur, selfs in Dubai, United Nations Arabs. Hulle het seker 30 keer missiele meer afgevuur na mede-islamitiese state toe, as wat hulle na Israel toegestuur het. Dis asof this head of the snake was being destroyed and removed, en hy het nou heeltemal sy kop verloor. Laat hy val sy eie bure om hom aan, wat eintlik veronderstel is om in koalisie saam met hom te wees. Hy begin hulle nou aanval. So wat nou gebeur, is eintlik teen alle verwagtinge in. Nou as hy kan suicide drones instuur Dubai toe. Ons weet dat Dubai is eintlik 'n internasionale stad. Al die nasies kom daar by mekaar. Al hierdie motorsport, sokker, wêreldsport, alles gebeur daar. En wat is die volgende wat sien hulle in Iran? Wat is die volgende wat gebeur? Hier's drones wat inkom en hier's missiele wat hulle val hotelle aan. Hulle skiet hulle raak, dis asof hulle raak net beserk binne in Iran. En word aangeval. Israel is daar, hy sit met daai Iron Dome, daai koepel, en God sê, dit is asof God se hand oor Israel nou geplaas is. Maar daar's 'n tyd wanneer Israel nou alleen gaan staan. So die volgende vervulling is hierdie Isaiah 19 wat ons gaan kyk. My vraag is die volgende: as Jeremia 49 nou letterlik in vervulling gegaan het, op hierdie selfde fees, het julle geweet dat Haman in die boek van Esther was 'n Persian gewees. Hy's dieselfde. Selfde afkoms is die Ayatollah. It's like a early Ayatollah en 'n later Ayatollah. Die een wat nou plaasvind is die later en ander. Haman was die early een. Hy was 'n Agagite. Jy kan gaan kyk, hy kom uit van die eerste keer wanneer Moses hulle getrek het in die woestyn in en hulle word aangeval van agter af. Ek gaan nou dit sal my nou byval vir hulle was aangeval en God het opdrag gegee dat almal uitgewis moet word. En hulle volg nie God se opdrag nie. En as jy selfs die koning agterlos, dan gaan daai nageslag weer aan. So wat ek wil sê is, ons leef in hierdie besondere tye. Ons het in hierdie tyd in House of Bread het Queen Regina, julle weet wat van Limpopo afkom. Sy 2 maande terug het sy gesê, sy kom in hiernatoe om te kom bid. Dis 'n spesiale tyd, want dis 'n bloedmaan. En as ons kyk wat gebeur in bloedmaane, is bloedmaane op 'n sekere feesval of iets, dan weet ons iets gaan gebeur in die wêreld. Die eerste bloedmaan of bloedmaane jare 2000 jaar meer terug is die eerste tempel verwoes. Die tweede bloedmaan is die tweede tempel verwoes. Die volgende bloedmaan is die Jode uit Spanje uitgesit. En ek deel nie hierdie woord met julle omdat ek 'n Jood is nie. Ek deel dit woord omdat God vir ons sê, hulle wat Israel seën, sal geseënd wees. Genesis 12 vers 3. Hulle wat Israel vervloek, sal vervloek wees. Israel is 'n broer van ons. God het hulle gekies. God het die sluier toegemaak oor hulle, sodat die Gentiles kan inkom, ons kan inkom, en daar gaan 'n dag en 'n uur wees, wat the fullness of time, wat hy deursluit vir die Gentiles, wat God gaan terugkeer na hulle toe. En ons moet weet hoe Bybelprofesie werk. So in hierdie tyd het Queen Regina ingekom, 'n maand terug, sy het gesê, this is a very important day,
I have to come in, I have to bring intercessors over South Africa with me. Say, we have to intercede because there's a blood moon in the time of the Purim festival. En die tyd wat sy hier aangeland het die aand, toe val Amerika vir Iran aan en Ayatollah word doodgemaak. In hy selfde tyd. En ons bid in hierdie week in. So hoekom noem ek dit vir julle? Want Suid-Afrika ons kan nie hande gevou sit en sê, maar dis nie ons probleem nie. Ons het ons eie probleme hier. You see, in the kingdom of God, we all have to take hands. En almal moet weet in die tye wat ons leef, want daar's 'n roeping op Suid-Afrika. There's a calling on this nation to be an end-time nation. Wanneer ons die broodmandjie van die wêreld gaan word, en Afrika is like a womb, it's a hidden place. So in hierdie wil ek vanoggend net vir julle sê, ons sien dat hierdie gebeure om ons plaasvind. As ek vir julle kan deel, James, jy was hier gewees, wanneer was dit? Eergisteroggend. Wie van julle manne weet julle van die wat ek begin deel het oor die man en vrou wat van Turkye afgekom het en the bride of Antioch wat daar uitkom, wat nog nie ingekom het in die dooprok. Nou hierdie bruidsrok het ek gekry van een van die intercessors van Stellenbosch, Regina. Sy het hom gebring seker 'n jaar of wat terug, maar hierdie bruidsrok is nog nie, ek wou 'n bruidsrok gekoop het vir die huis, klaar gemaak alles, en ek wil hom kom neersit. En vir 2, 3, 4 jaar is ek verhinder om 'n bruidsrok te koop. En ek verstaan dit nie. En sy kom een oggend, baie goed het gebeur, profeties dra Jolene hierdie bruidsrok, en sy stap uit. Ek sê vir haar, maar iets trek my aandag. Kan julle die onderkleed sien? En die rooi van die onderkleed trek my aandag. Want sy sê, as jy in bruidskap wil ingaan, moet jou onderkleed rooi van die bloed van Jesus wees. Sodat hy jou elke dag, elke oomblik skoon kan was van onder af. In die wêreld kan dit nie sien nie, maar as jy hom optel, is die hele onderkleed onder is rooi. En sy sê, maar hierdie kleed is nog nie klaar nie. Sy sê, hy kort by sy borsstuk, moet die 7 gemeentes van Openbaring moet nog aangewerk word. Dit moet om die hele borsstuk kom. En die volgende kom die Heilige Gees en hy stuur 'n persoon van Turkye hiernatoe, 'n man en 'n vrou, en hierdie vrou is in Antioch gebore, en die Heilige Gees wys vir ons, sy dra in haar boekrol, sy dra daai burden van die 7 kerke van Openbaring, want sy's gebore daar. Wat is die kans dat God iemand stuur van Turkye, wat daar gebore is, om in Bloemfontein te kom woon? Ek meen, na 7 jaar sit hulle in Bloemfontein in Suid-Afrika, en hulle kom in, na die tweede Vrydag wat ons deernag terry, kom hulle hier in, en hy sê vir my, maar my vrou moet hier inkom. En sy kom in, maar hulle wil nie in die bridal chamber instap nie. Sy sê hulle kan nie instap nie. En daar gebeur 'n profetiese aksie met water. Nou sit ek met ons het 'n woord ontvang, hulle ontvang die woord halfpad, maar hulle wag vir nog 'n bevestiging.
laat hy en sy vrou moet inkom en hierdie profetiese aksie moet kom uitoefen van die bruid. En Dinsdagoggend toe Regina van Limpopo afkom, die queen, toe sy kom met die intercessors, toe ek kyk, toe sit Jolien daar van Stellenbosch. Manne, verstaan julle die moeite wat van hierdie intercessors doen in Suid-Afrika? Partykeer kan 'n man nie eers van sy huis af in 'n kar klim en hiernatoe ry om in die oggend Jesus te kom loof en prys nie. Hierdie vrou kom, daar word geld in haar rekening gesaai, sy koop 'n buskaartjie in Stellenbosch, op die nippertjie kry sy die geld en sy sê sy moet hiernatoe kom. Sy moet Bloemfontein toe kom. Sy klim in 'n bus, sy ry Bloemfontein toe en toe ek Dinsdagoggend kyk, toe sit sy daar. Die oomblik toe sy daar sit, toe weet ek, sy is nie gestuur vir die konferensie nie, sy is gestuur om met hierdie bruid van Antioch te praat, laat sy hierdie bruidskleed moet kom aantrek en vir haar verduidelik waaroor dit gaan, vir haar en haar man. En ek reël dit so dat Joan en sy vrou Kamer kom in, hulle sit daarso, en Jolien kom die oggend, ek sê vir hulle, vir Jolien, you can talk to them, I'll leave you alone, that you can speak and see what the Holy Spirit wants to do. 'n uur daarna, toe gaan ek verby, Jolien roep my, sy smaal so, sy sê vir my, Woensdagoggend, dan gaan hulle instap. Hulle het gewag vir die bevestiging. Sy het vir haar verduidelik van die rok, hoe sy dit profeties ontvang het, hoe sy hom laat maak het. En Woensdagoggend, toe stap die man in en hulle verteenwoordig in hierdie selfde tyd van Ester, in die selfde tyd van Rut. Daar het soveel profetiese goed hier gebeur en geskuif, wat Suid-Afrika nooit weer dieselfde sal wees. Die bruid het ingekom, want jy sien, the announcement, die bruid wat wakker gemaak moet word. Wie is die eerste kerk in die wêreld gewees? Waar kom hy uit? Eerste keer Christene genoem, waar kom dit vandaan? Antioch. So binne in daai skril, watter kerk moet eerste kom om die ander wakker te maak? Waar is die wortel, waar is die oorsprong van ons geloof? Waar is dit gebore? Antiochia. En daai persoon stap in wat deur geslagte in moslemhuis groot geword het, wat die woord ontvang het, Jesus Christus aangeneem het en op 'n regte antieke manier is hulle as man en vrou is hulle getroud, hoe hy gestuur is van Bloemfontein af om vir hom 'n bruid te gaan haal. Waar gaan haal hy vir hom 'n bruid? Van Bloemfontein af. Antiochia. Waartoe bring hy haar? Hy bring haar terug Bloemfontein toe. Hoekom? Bloemfontein is die geboortestad. As jy in die hekke gaan kyk, Bloemfontein is in die Bethlehem hek. Daar's 12 hekke in die wêreld. Ek wil nie daaraan gaan, ek moet net vir julle verduidelik, daar's 12 hekke in die wêreld, soos 'n horlosie 12 dele het wat opgedeel is die hek van Afrika in Bloemfontein is Bethlehem Gate. Nou as jy nie glo Bloemfontein is 'n geboortestad nie, kom hulle hiernatoe en hulle kom vier, die ANC kom doen vierings hier, want wat sê hulle? Die ANC is hier gebore. Hulle kom doen vierings hier, want hulle sê die nasionale party is hier gebore. Ons staan op die plek waar die eerste konsentrasiekamp in Suid-Afrika was, die Dam van Trane was hier gewees. Die eerste konsentrasie, die eerste vervolging het hier plaasgevind. It's time gebeur in Bloemfontein. So alles is profeties. Bethlehem means birthing place. Waar is Jesus gebore? Bethlehem. Ons is in hierdie hek, en in hierdie hek moet daar 'n geboorte gegee word uit hierdie stad uit, wat Kaapstad toe moet gaan, en van Kaapstad af gaan die vuur opgaan in Afrika. So ons leef aan die vooraand van die grootste uitstorting en die grootste herlewing wat gaan kom.
Voor ek afsluit, ek gaan net 'n kort deel, en as die Heilige Gees ons toelaat hierdie jaar met Pessach. Elke jaar gee ons 'n tema, maar hierdie jaar voel ek, dit raak so intiem en dit raak net nog nader. Jolene het 'n vriendin saamgebring. En die dame is baie profeties. En sy gee 'n woord gisteroggend oor hierdie huis. En ek sê dit met alle nederigheid, ek ontvang dit. Maar ek het dit nog nooit van tevore gehoor nie. Ek weet God het ons geroep as Josefs. So Josef, om 'n Josef mandaat te dra, beteken jy moet vir jou broers kos gee. Dis deel van sy mandaat. Josef het die mandaat gehad om die stoorkamer se sleutels in Egipte te hê, sodat sy broers kos kan kry. Maar hy moes ook die visie gehad het en die insig dat daar 7 maarjare en 7 vetjare gaan kom. Stem julle saam? OK, so ons is op daai bladsy. 'n Josef mandaat is iemand wat instaan vir voorsiening, gereed maak. So God rig oor die wêreld Josefs op om in sy laaste dae in te bring vir wat moet gebeur. En ons het baie gebid in dit, en ons het 'n mantel hier van 'n Josef en klomp goed wat gebeur. Maar hierdie woord het ek nog nie voorheen gehoor nie. En Jolene se vriendin, en ek het haar naam vergeet. Maar die oomblik toe sy die woord sê, toe tref dit my in my gees. En sy sê dat God het jou geroep en die huis geroep as 'n Josef van Arimatea. Sy sê, the Lord have called you to be a Joseph of Arimathea, and this house to be a Joseph of Arimathea. En ek deel dit in die oggendure met Andrei, met Barend. En terwyl ek dit deel, is die woord so diep dat die trane begin loop. En ek begin die woord Josef van Arimatea, 16 verse in die 4 Gospels. Josef van Arimatea was a secret disciple of Jesus Christ. Was part of the Sanhedrin, the Jewish court. Met ander woorde, dit is gelykstaande aan om 'n intercessor te wees. But he was a secret disciple. He was a very wealthy man. And through his wealth, he bought a tomb for himself. Hy het vir homself 'n graf gaan koop. Maar die Heilige Gees het ander planne met hom gehad. Die oomblik toe ons meester aan die kruis hang, toe vat hy hierdie vermoënde leier van die Sanhedrin, en hy sê vir hom, al die disippels van hierdie Messias, die een wat gekruisig is, almal van hulle is nou nie meer daar nie. Almal het gevlug. Petrus het hom verloon, Johannes is nie daar nie, almal is bang vir die vervolging. Hy hang in 'n kruishout. Sal jy vorentoe gaan? En sy liggaam gaan afval. En hy gaan na Pilatus toe. En hy sê vir hom, ek sal die liggaam vat. En dis 'n bankier in Suid-Afrika, ek het nie geweet van die persoon nie, en ek gaan soek iets oor Joseph of Arimathea.
Die man se naam is Ken Costa. Wat is die toeval? 'n Bankier in Suid-Afrika word in Suid-Afrika groot. Hy het Jesus Christus aangeneem en 'n ou sê vir hom, eendag in 'n konferensie met 1000 mense, "The Lord has called to be a Joseph of Arimathea. You will carry the body of Christ amongst your friends." En die Heilige Gees wys my, hy gaan ons op 'n plek begin invat, wat ons sy liggaam gaan begin dra. Ons gaan so naby aan hom begin beweeg, dat waar ek en jy beweeg. En ek het net gisteraand hierdie begeerte gehad, om hierdie woord vir Gideon te gee, want ek weet, ek en hy so saam gehuil het oor dit. Ek weet hoe lief hy vir Jesus was, en nog steeds is, en nou by hom is, maar as hy hierdie woord gehoor het, sou hy gesê het, hierdie is my roeping. Ek wil 'n Josef van Arimathea word. Ek wil die meester dra. Ongeag die vervolging en die verwerping wat ek het, ek is 'n leier van hierdie Joodse raad, maar ek gee nie om nie. I'm no more secret. I'm coming into your light. So hierdie oggend wil ons afsluit en ek wil vra, kom ons staan op. En as jy voel jy wil in die lig beweeg, if you feel you want to move into the light, I want to carry him. I want to carry him. En ek weet, as ek na manne kyk soos Wilbur en Richie en Shaal wat in die strate is, the moment when you go into the streets, the moment when you walk into the streets, just imagine for yourself, die oomblik as jy daai mikrofoon in die straat te vat, waar jy is, waar jy in 'n supermark is, you are carrying his body in your arms. Hy is nie meer langs jou nie, hy is nie meer voor jou nie, hy is nie meer iemand waarvan jy gehoor het nie. You must carry his body in your arms. You must become so part with him. Ander mense moet sien waar jy hom in sy arms dra. En dis nie net verdra nie, hulle moes hom gedra het, hulle moes daai liggaam gevat het, en daai liggaam wat heeltemal vergrys is, uit mekaar uitgeskeer het, moes hulle gaan balsem. Die grootste voorreg wat hulle gekry het, was om daai liggaam te gaan balsem. So vanoggend wil ek net u kom loof en prys Jesus vir hierdie dag. Dankie vir wat u besig is om te doen. Vader, ek bid dat u Gees kom neerstort in hierdie plek vanoggend, en dat u Josef van Arimatheas gaan begin oprig, wat kan uitgaan oor Suid-Afrika, om die naam van Jesus Christus te kan verkondig. Die grootste voorreg en eer. Willa, kom staan jy en Richie en Charlie voor, ek wil julle net anoint. Ek ervaar die Heilige Gees sê hy gaan julle op arensvlerke vat. Want waar julle beweeg, daar is 'n plek waar julle beweeg, waar mense nie net gehoor het nie, maar as julle was the hidden ones, the hidden Joseph of Arimatheas, wat hom gedra het. But now you will be no more secret, now you will come to the light. So Vader, ek bid nou, dat u lig nou oor hulle gaan skyn. Soos wat ek hulle salf, Jesus, bid ek dat u hulle hande gaan gebruik. Ek bid dat u hulle hande gaan gebruik. Dat deur hierdie hande, Vader, genesings, wonderwerke, no more in darkness, but now in the light, multiple healings that will come through you. Shall the Lord have called you? Thank you, Lord, for such a time. Daar's wonderwerke en genesings wat deur hierdie hande gaan vloei, wat jy dit self nie sal glo nie, omdat jy gehoorsaam was. You have been despised for many years, but now you will suddenly come to his light.
He will suddenly come to his light. Vader, ek bid dat U nog manne is onder ons wat gaan opstaan, maar soos in die terrie gaan dit net groter word. Vader, ek wil spreek U liefde uit. Vader, ek spreek in die naam van Jesus dat elkeen van hulle gaan die lam vat. Hulle gaan hom dra in hulle arms. Hulle dra hom elke dag, maar dankie dat waar hulle is en hulle moeg word, weet hulle. Dis nie moeg nie, dis wie jy in jou arms het. En dan gaan die Heilige Gees julle op arensvlerke vat en julle dra waartoe hy julle wil stuur na plekke toe, genesings. Vader, ek bid selfs volgende week, daar wat julle in Soweto ingaan, waar julle inbeweeg in die strate, waar julle daar gaan bedien. Vader, ek bid dat selfs op daai altaar van Hector Petersen, dat soos wat hulle daar inbeweeg, laat veldkleur nie meer gaan saak maak in daai plek nie. Ek spreek die liefde van Jesus Christus, laat hy deur julle gaan vloei in hierdie nasie van ons. God het ons gekies, hy het ons uitgekies, despised nation. But Lord, in a day, can a nation be born in a day? Hierdie nasie kan verander in 'n dag. Ons het gesien waar die bruid van Antioch inkom, Vader, en waar sy kom uitgee. En ons kan sien in hierdie tyd wat nou besig is om te gebeur. U woord is besig om in vervulling te gaan. En ons wil U loof en prys vir wat hier besig is om te gebeur. Ons eer U vir dit. Dankie Vader, ons stuur hulle uit. Dankie vir Pieter, dankie vir James, dankie vir die broers, die toolbox manne. Vader, ek bid in die naam van Jesus, dat U hierdie toolbox manne, laat U hulle nog groter. Ek bid nou vir multiplication of men that will come in. Vader, van Kreersdorp af, van oral in Suid-Afrika af tot in Kaapstad, laat takke gaan opstaan en verrys daar, soos die manne gaan inkom, en as hulle die naam hoor en die naam spreek, laat dit nou gaan beweeg van dorp na dorp. Toolbox manne gaan begin in plek kom. Vader, ek bid dat U die bediening sal vat, waarvoor hulle jarelang gesoek het, en hulle voel, maar hulle sien nie die vrug van hulle saad nie, but now suddenly you will come and see a multiplication of men that will come, hunger and thirsty. Vader, ek bid dat manne honger sal word, om deel te word van hulle. Vader, laat U gewone manne gebruik onder hulle. Gewone manne gebruik, dat hulle sal toerus. Ek bid 'n gees van kennis, wysheid en insig, kom spreek ek oor hulle. Laat hulle nuwe strategieë sal volg. Disipelskap sal volg, op 'n eenvoudige manier. Laat gesinne sal verander. En ek wil U loof en prys vir wat vanoggend gebeur. In die naam van Jesus Christus, Lord the Messiah, I praise Your mighty name. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Lord. I just want to pray. Thank You, Lord, for the offering that we're going to take, the offering basket, and also, Lord, as we just, dis wat ons hier offer, dankie, Jan het hom omgestuur. Ons wil U kom loof en prys vanoggend. Never be, moet nooit skuldig voel oor jou identiteit nie. Ek moes as 'n Afrikaner man seun en op 'n plaas groot geword. Tradisionele kerk, trots. Moes ek myself al hoeveel keer gerepent oor rasisme en goed. Maar gisteroggend, toe lei die Heilige Gees my om Queen Regina te roep en vir haar te sê, kom sit, ek met jou voete was. En ek sê dit met alle humbleness in my hart. En vir 'n wit Afrikaner seun om 'n swart Afrikaan vrou se voete te was nie in my denke toe ek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar oud was nie. Dit was nie in my mindset nie. En as my oupa dit kon ervaar, en my oupa se oupa, dan het hulle 6 keer omgedraai in hulle graf. En gister toe moes ek namens hulle
En namens die Afrikaner moet ek Regina se voete was. En terwyl ek haar voete was, sien ek my Sotho mamma raak. Ek was 4 jaar oud. Sy was goed genoeg om my op haar rug te dra. En die Heilige Gees wys vir my, sy was goed vir jou om jou op jou rug te dra, maar vandag het jy jou rug op hulle gedra, op hulle gekeer. En dis ons Afrikaner hart. En ek moet terugkom, en terwyl ek haar voete was, toe vra ek, Heilige Gees, laat ek net just break my heart. En die Heilige Gees begin my hart te breek, terwyl ek haar voete was in salf. Laat ek daai vloek van rasisme kan breek oor hierdie land. Laat ons hy vloek kan breek, dat ons hy boog van rasisme is gebreek in hierdie plek. En ek weet Adrian Vlok het al voete gewas en baie het voete gewas, maar gister het ek ervaar dat iets gebreek in hierdie plek. Want een moet opstaan in die gap en sê, Lord, I'm here to stand in the gap for this nation. I'm gonna wash your feet. Want sy dra pyn, al wys sy dit nie, oor die verlede. En alles wat gebeur, soos nie die wortelke uithaal nie, want hy sê, wys vir my, hy sê nie, the enemy's threefold cord in Suid-Afrika is racism, en pride, en daar was nog een, ek het hom nou net, religion. Racism, pride, en religion. En as ons nie rasisme kan breek, as ons nie kan, eerste moet jy jou pride afbreek, jy moet jou trots neerlê, jy moet gaan en jy moet die stap van geloof vat. En al gaan jy na jou huis toe vandag, en al moet jy die een wat vir jou werk, sy voete gaan was, dan vat jy daai stap, want as daar eerste een is wat voete was, is daar tweede en 'n derde en 'n vierde een, want die vyand het geen krag, hy het geen mag teen Jesus se onvoorwaardelike liefde nie. Want sy onvoorwaardelike liefde gaan hy, en hy was sy disippels se voete, en ons was hierdie voete, sodat ons vry kan kom, laat ons hy vloek kan breek. So die oomblik as jy die pride in die Afrikaner breek, dan word die racism gebreek. En die oomblik as jy die racism breek, dan het jy die religion gebreek. Want jy sien, ons gaan, en al wat ons kan doen, is oop berge en in dale, en ons sing heen, en jy sing deur die psalms, en jy sing deur die gesange, maar al wat dit is lippetaal, jou hart is verwyder van dit af. Jou hart is verwyder van dit af. Dis tyd dat ons harte moet terugkom, dat ons hierdie slip hart uithaal, en replace it with a heart of flesh, 'n hart van vlees, van Jesus Christus. Dis daai Josef van Arimatea wat hy moet kom en sê, ek gaan nou in daai plek in beweeg. So Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie vir u goedheid en genade. Dankie Jesus vir wie u is. Want sonder u Heilige Gees kan ons nie hierdie crazy dinge doen nie. Hierdie ondenkbare dinge wat ons doen, wat vir die wêreld crazy is vir u kosbaar. Want terwyl ek daai voete was, gaan daar 'n geur op na die hemel toe. 'n Geur van liefde. Hy sê, but you have to sacrifice yourself, and that I can smell a sweet smelling aroma. Jy sien, want daai liggaam, toe Josef van Arimatea daai liggaam gevat het, en hy het hom gebalsem, het hy die duurste parfuum gevat, en daai balsem en daai geure en daai parfuum op hierdie liggaam wat so gebroke en uitmekaar uitgeskeer was, en al wat kon doen, almal in die hemel, en almal daarom, en al die engele daarom, al wat hulle kon ruik, was hierdie welgevallige reuk wat opgegaan het van Golgotha af. No more despised. He have conquered the world for us. So this morning, Lord, we are laying down ourselves so that we can take legal right authority over the enemy's principalities and powers of the air. They had
nothing that can stop us. We praise your mighty name. We praise the name of Jesus Christ. Vader, ons lê onsself neer vanoggend en ek loof en ons prys. Dankie vir hierdie offering. Ons bless hom vanoggend. Ons vat dit as 'n priester van Melchisedek. Laat hy ons kosmandjie volhou. Dankie dat vir die priesterlike seën ontvang hierdie blessing vir die naweek. Ontvang dit vanoggend. Jewerecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha Yevasim Lecha Salom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Shalom. Hallelujah. Amen. Amen. Dankie Chris.